Ons trek by hoofstuk 27 van die goeie boek en vandag gaan oor die oorspronklike kom na Jesus toe ontmoeting. En ek wil vandag sommer net met jou gesels oor 'n storie wat hier by ons gemeente gebeur het met Johan. Ek gaan liefs nie sy van noem nie. Maar Johan is iemand wat in sy hele lewe lank alles het nog net reg vir hom in plek geval. Hy het 'n goeie werk, 'n goeie gesin. Elke blokkie van die lewe by hom is getik. En hy vertel vir my van een dag wat hy in sy kar gesit het en hy het net vir homself die vraag gevra: is dit al? Is dit? Hoekom voel dit vir hom asof dit nie al kan wees nie? Want hy het alles in die lewe bereik wat hy wil bereik. En dit laat my dink aan Nikodemus. En dis nou juist waaroor hierdie stuk gaan uit Johannes 3 uit ook. Nikodemus het vir Jesus gaan ontmoet. Nikodemus was 'n fariseer. Hy het alles geken. Hy het alles in sy pag gehad. Maar daar was tog 'n honger in hom. 'n Honger wat gemaak het dat hy iets by Jesus gekry het of gesien het wat hy meer van wou weet en te wete kom oor. En so het hy in die middernagtelike ure vir Jesus gaan ontmoet. En Jesus het sy lewe kom nuut maak. Nou, as 'n mens so ontmoeting met Jesus het, is daar veronderstel om 3 dinge te wees wat met jou gebeur. Die eerste een is om te erken dat ons hierdie nie sonder God kan doen nie. Die tweede ene is om te herken en te aanvaar die werk wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. En die derde een is om 'n besluit te maak dat die Here jou lewe kan kom verander. Dat hy dit is wat meer is, daai gaping wat ons nie gevul kry met ons wêreldse goeders nie. Nou om te erken dat hy God is en te erken dat ons hom nodig het, is iets wat ons almal mee kan identifiseer. In 'n gebroke wêreld besef ons, maar ons is maar mense. En in hierdie gebroke wêreld sal ons altyd 'n soeke en 'n honger te hê na die Here toe. En dis 'n gaping in ons lewens wat net hy kan kom vul. Ons sien dit reg deur verskillende gelowe, verskillende rasse, nasionaliteite, tale. Almal van ons het 'n inherente honger om afhanklik te wees van iets groters as ons. En dis natuurlik die DNA van God wat in ons resoneer omdat hy die een is wat vir ons lewe gee. En hoe wonderlik is dit vir ons om te kan besef wie hierdie God is en dat ons sy kinders kan word. En dit begin met daai erkenning dat ons totaal en al afhanklik is van ons, want hy is die bron van lewe. En om dan oor te gaan na die tweede deel toe van om die kruisiging van Jesus ook ons eie te maak, te aanvaar dat die werk wat hy aan daai kruis gedoen het, vir jou en vir my was en is. Omdat ons sondaars is en as sondaars in hierdie lewe ingekom het ons sy kruisdood nodig, waar hy ons sonde op hom geneem het en ons eintlik kom vrymaak het daarvan. En ons kan nou weer rein en heilig voor God staan. En dis iets wat net 'n genadegawe is van die Here af. Ons verdien dit nie, maar hy wil dit vir jou gee. En dan is die laaste ene, is dan natuurlik om 'n besluit te neem. So, verbeel jouself, jy het hierdie geskenkpakkie hier voor jou. Daar's 'n groot stryk om hierdie geskenk en jou naam staan daarop. So wie se geskenk is hierdie wat hier voor jou staan? Jou naam staan daarop, dis verskriklik mooi toegedraai. Jy gaan vir my sê, dis joune, jou naam is daarop. En dan gaan ek vir jou sê, dit is so, jou naam staan daarop, hierdie persent, hierdie geskenk behoort aan jou. Maar wanneer word dit werklik eers joune? Wanneer jy dit oopmaak, wanneer jy sien wat is daar binne, en jy dit jou eie kan maak en kan begin gebruik, dis wanneer hierdie geskenk wat aan jou behoort, eintlik eers posvat, wanneer jy daai besluit maak, om hierdie genadegawe wat die Here vir jou gee, oop te maak. En dit gebeur met 'n ontmoeting met Jesus. Nou daar's verskeie dele in die Bybel waar
ons uitgenooi word na 'n ontmoeting met die Here. Die een is in Matteus wat hy vir ons sê, maar kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Die ander Jesaja 55 wat sê, kom na die water toe. Ander ene is weer in Johannes 7 vers 37 wat sê, as jy dors het, kom na my toe en kom drink van die lewende water. En dis uitnodigings wat die Here aanhou om vir ons te gee. So wanneer ons in hierdie lewe is en ons daai leemte voel, daai gaping in ons lewe, wat ons nie weet hoe om vol te kry nie, kom sê die Here vir ons, kom na my toe, kom ontmoet my en sien hoe ek daai gaping volmaak. Om terug te kom na Johan toe, besef ek ook, die storie van hom eindig nie daar in die kar waar hy gewonder het, of is dit al nie. Uit Johannes 3 vers 16 het dit duidelik geword dat die Here se liefde so groot is vir hom, dat toe hy 'n uitnodiging hier by Moreletta gemeente met 'n erediens ervaar, het hy besef, miskien is dit die leemte wat vol moet raak. En daai leemte kan nie met wêreldse goeders volgemaak word nie. Dit kan slegs deur die Here volgemaak word. Johan het daai besluit geneem. Hy het erken dat hy totaal en al afhanklik is van die Here. En hy het hierdie genadegawe wat Jesus aan die kruis vir hom kom gee het hy oopgemaak en sy eie gemaak. En vandag is dit nie net 'n boksie wat getik word nie. Johan staan in 'n lewende verhouding met die Here. En nie net 'n konsepverhouding nie. En dis dieselfde wat Nikodemus doen. Nikodemus het die konsep verskriklik mooi verstaan. Maar hy het daai behoefte gehad om hierdie verhouding ook deel te maak van sy lewe. Miskien is jy vandag ook soos Johan, wat jy wonder, nou maar wat is daar nog in hierdie lewe? Miskien is daar uitdagings wat jy nie weet hoe om te kan oorbrug nie of oorkom nie. Miskien voel jy doelloos en is daar hierdie soeke, hierdie behoefte na iets meer. Dan wil die Here dalk vir jou vandag uitnooi om te sê, kom na my toe. Hier is ek. Erken dat jy my nodig het. Dat ek wil vir jou 'n God wees. En ek wil hê jy moet vir my 'n kind wees.